Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Vader wat in die hemel is, dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om elke keer na U toe te kom. En Here, ons hoef nie ver te gaan nie, ons hoef nie te gaan soek nie, U is nie 'n God wat wegkruip nie. Maar U is 'n God wat ons ontmoet net hier waar ons is. Meer as dit is U die eregas. Eregas met elke geleentheid as ons kan bid en die Bybel oopmaak en weet U as lewende outeur is teenwoordig en die Gees is ook hier saam met ons en skryf U woord op ons harte neer. Laat ons bekommernis, ons angs vir 'n oomblik op sy sit, sodat ons hoor wat U deur die woord vir ons vandag wil sê. Vra dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Dink aan die laaste keer toe jy gebid het. Werklik waar gebid het. Waarvoor was dit? As ons dalk eerlik is baie van ons gebede soms iets wat tasbaar is, nê? 'n uitkoms, 'n oplossing, 'n deurbraak, dalk iets wat jy al lank al voorsoek, dalk lyding wat jy al lank al voor vra. 'n deur om oop te gaan. Iets wat moet gebeur in jou Here, in jou lewe. Die Here wat moet opdaag en iets moet laat gebeur. 'n verhouding wat herstel moet word. Gesondheid, sekerheid. Baie van ons gebede is hierdie tasbare goeders. En asseblief hoor my mooi, dit is niks verkeerd nie. Dit is menslik. En die Here sê in die woord sê baie duidelik dat ons juis na die Here toe moet kom met ons hartsbegeertes. Maar ek wil graag vanoggend hierdie beginvraag van ons inhoud van ons gebede, of dalk eerder, hoekom ons na die Here toe nader, vanuit Johannes 6 vir ons probeer bekyk, en hopelik vir ons dalk ander vrae op die tafel sit vandag. Want baie van ons soek vir Jesus, en die gebede is die medium of 'n manier hoe ons Jesus soek, en dis reg. Maar Johannes 6 help ons om die vraag bietjie om te draai. En die vraag van die begin af te vra is, waarom soek ons vir Jesus? En dit is moontlik om Jesus te soek, selfs ywerig, passievol, maar om steeds vir die verkeerde rede te soek. En Johannes 6 help ons met hierdie realistiese vraag, die realiteit. En dis presies wat Johannes 6 as ons roetekaart vandag wil vra. Soek jy vir Jesus? Dalk 'n beter vraag vanuit Johannes 6, waarom soek jy vir Jesus? En as jy hom uiteindelik gekry het, hoekom glo jy in hom? So kom ons gaan na ons roetekaart, ons teks vanoggend, Johannes 6. Ek wil spesifiek lees vanaf vers 22 tot 29 as ons kernvers, ons kerngedeelte. Ek sal bietjie later, bietjie vorentoe beweeg na ander tekste in Johannes 6 en dalk bietjie ander tekste na verwys in Johannes. Maar Johannes 6 vers 22 tot 29 is ons kernverse vandag. Ek lees vir ons Johannes 6 vanaf vers 22 uit die Nuwe Testament. Die volgende môre het die groot groep mense wat nog oorkant die see was, gesien dat daar net een skuitjie agtergebly het. Hulle het ook besef dat Jesus nie saam met sy disippels in hierdie skuit weg is nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Juist toe kom daar ook ander skuitjies van die Tiberias af aan. Hulle het naby die plek geland waar die mense die maaltyd geëet het, waarvoor Jesus God gedank het. Toe die skare sien dat dit nie Jesus of sy disippels tussen hulle is nie, het hulle in hierdie skuitjies geklim en koers gekies Kapernaum toe om Jesus te gaan soek. Hulle kry hom toe aan die oorkant van die see en vra vir hom, Rabbi, wanneer het u hier aangekom? Jesus se antwoord was, dit kan julle nie ontken nie. Julle soek my nie omdat julle my wonderwerke gesien het nie, maar omdat julle versadig geëet het aan die brood. Moenie werk vir kos wat bederf nie, maar vir die kos wat hulle eet, wat ewige lewe gee. Die Seun van die mens sal die kos vir julle gee. God die Vader het hom spesiaal aangewys om dit te doen. Hulle vra toe vir Jesus, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verwag? Jesus se antwoord, die daad wat God verwag is dit, julle moet glo in hom wat God gestuur het.
ons kernverse wat ons saam mee reis vandag. Nou, die konteks of die agtergrond, as ons 'n bietjie een tree verder terugstaan en dit plaas binne die wyeer Johannes Evangelie, dan sien ons in Johannes 6 vers 1 hoe hierdie vorige dag Jesus hierdie wonderteken gedoen het waar hy 5000 mense kos gegee het met 5 brode en 2 visse. En dit is hierdie skare mense wat nou agter Jesus aangaan en dit loop oor na die volgende dag toe. So hierdie brood wat hulle gekry het, is iets waar Jesus vir hulle voorsien het. Hy het hulle behoefte aangespreek, hulle was honger, is kos. Hy kan iets tasbaar vir hulle doen. Hy het iets tasbaar vir hulle gedoen. Maar Johannes se taal is vir ons baie belangrik. Dit sê hy het 'n wonderteken genoem. Nou in die Johannes Evangelie, 'n wonderteken, die woord teken is baie doelgerig. Dit is nooit bloot net 'n wonderwerk nie. Maar dit is 'n teken wat verby die een wat die teken of die teken self wys en hierdie wonderteken wys na die een wat die teken gedoen het, die wonderwerk gedoen het. Dit wys na Jesus self. So Johannes se fokus is juis moenie slegs na dit wat gedoen is, die teken wat gemaak is deur 'n wonderwerk vasbly nie, vashak nie. Maar kyk na wie hierdie wonderteken gedoen het. Kyk na wie hierdie wonderwerk gedoen het. Sien Jesus daar agter wat hierdie wonderwerk doen. So hierdie voeding terug by Johannes 6 waar Jesus die meerdere mense of die groot skare kos gee, is verseker in die godsdienstige geheue van die mense wat dit beleef, 'n verwysing of vir die eerste lesers van die Johannes Evangelie, hierdie sterke herinnering van Moses in die woestyn wat God deur Moses manna gegee het om vir die volk in die woestyn te sorg. Maar dink terug in hierdie verhaal in Moses, die manna het mense vir 1 dag versadig gemaak. Elke dag in 'n baie streng opdrag ook deur God, van God deur Moses vir die volk, om elke dag weer te gaan optel. 1, vertrou die Here, maar 2 ook, dat hierdie kos is net vir daagliks se gebruik. Maar nou kom Jesus. En hierdie teken in Johannes 6, wonderteken, wonderwerk, is vir ons 'n teken dat Jesus baie meer is as Moses. En hy sorg baie meer. God sorg baie meer deur Jesus as wat God deur Moses gesorg het in die woestyn. So Jesus kom as die brood van die lewe wat mense vir ewig sal versadig maak, vir ewig sal voed. Maar nou dink terug aan die teks, die skare, wat doen hulle? Hulle kyk vas slegs aan die teken. Hulle soek brood, hulle sien brood. Ons wil net meer brood hê. So kom ons gaan soek Jesus, want hy is iemand vir ons gaan brood gee. Hy gaan die volgende dag brood gee. Die dag daarna vir ons weer brood gee. Jesus is die een wat voorsien, tasbaar vir ons brood gee. So dit is nou die harde realiteit van hierdie teks. Dit half wat hierdie masker of hierdie blinde kolle van ons geloofslewe ook op die tafel moet sit. En dit is nie ietsie kleins nie, dit is iets wat die hart van die teks vir ons hier openbaar, wat God deur die hart van hierdie teks vir ons openbaar. Die probleem in hierdie verhaal is nie dat mense Jesus kom soek nie. Hulle soek met passie, met ywer. Op die oppervlak kan ons sê, ek wens ek kan so passievol en ywerig Jesus soek. Hulle sien hy is nie daar nie en hulle gaan intentioneel en hulle gaan soek om, hulle doen moeite. So op die oppervlak, op die eerste oogopslag kan ons sê, maar hierdie mense is ywerig. Maar wat is die probleem? Hulle soek Jesus vir die brood. Hulle sien net brood. Hulle soek die een wat vir hulle die brood gee. Hulle kom soek die brood. Dan antwoord Jesus in vers 26 vir ons dit so mooi. Julle soek my nie omdat julle die tekens gesien het nie. Dan oor die wonderteken. Maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. So die skare wat Jesus soek, hulle het hom gevind. Hulle is bereid om oor die see te gaan. Dit doen moeite. So dit lyk presies soos ywer wat ons as gelowiges moet doen. Maar nou is die realiteit, hulle het hierdie wonder beleef, maar hulle verstaan nie die teken wat agter hierdie wonder is nie, of die teken wat wys waartoe hierdie wonder teken wys nie. So hulle stop by die gawe, hulle stop by die brood, maar hulle mis die een wat agter hierdie wonderteken is, die een wat die gewer is van hierdie brood.
hulle mis Jesus. So hierdie mense glo, wil ek sê, amper op 'n selfsoekende manier. Hulle glo in die brood. Ons soek net meer brood. En in sulke geloof is nie geloof wat ons 'n regte verhouding met God bring nie. Dis nie 'n reddende geloof nie. Dit wys vir ons in die regte rigting. Ja, maar die brood is nie Jesus self nie. Ons moet verby die brood die teken gaan om Jesus as die een wat hierdie wonderteken doen te ontmoet en te beleef en te ervaar. So, toe Jesus begin praat oor sy vlees, bietjie later in Johannes 6, sien ons hoe ontvou dit. Johannes 6, ek dink is dit vers 60 en 66 van Johannes 6, sien ons hier die harde realiteit. Waar Jesus begin die mense, die skare wat hom dalk miskien volg vir die brood, vir die tasbare iets, maar hulle mis nog die een wat agter hierdie teken is, die Jesus agter die teken, Jesus agter die tekens. Dan kom ons in Johannes 6 vanaf vers 60, daar 60, 66, dan konfronteer Jesus hulle met hierdie harde realiteit, hierdie extra myl, hierdie verhouding wat Jesus soek. Hy praat van die vlees wat geëet moet word, hy praat oor dieper, moeiliker geestelike dinge, en dan lees ons, dan sê baie van die disippels, hierdie woord is te hard, wie kan dit aanhoor? Dan lees ons, van hulle het omgedra en hulle het weggegaan. Dan word hulle het gekom vir die brood. Sodra Jesus ietsie meer vir ons, nee, dis nie wat ons wil hê nie, ons loop eerder, ons wil nie 'n teken vier nie. Dan sien ons hoe Jesus vir die disippels konfronteer is dalk verkeerde woord, maar hoe die disippels in Johannes Evangelie, spesifiek Petrus, vir ons 'n voorbeeld is van hoe om dit reg te doen, tot die regte verhouding te kom van wie die een is wat die teken doen agter die teken. Meer as in die brood te glo. Want dan sê Jesus vir sy disippels, hy vra vir hulle, wil julle nie ook weggaan nie? En antwoord Petrus, Here, na wie toe sal ons gaan? Lees ons in vers 66. U het die woord van die ewige lewe. So ons sien hier die kontras. Die skare het gebly net so lank daar brood was. Toe Jesus moeilike dinge begin vra en vir iets bietjie meer vra, so ons verdwyn, hier is nie wat ons wil hê nie. Dan kom Petrus en sê, ons bly nie vir die brood nie. Ons bly omdat Jesus self iets is wat ons nêrens anders kan kry nie. Meer as dit, hy is die een wat vir ons die ewige lewe kan gee. Die skare glo in die brood. Petrus glo in Jesus. En dis die eerste onderskeiding wat die teks van ons vandag vra. Is ons besig om te glo in die brood, iets tasbaar, dit wat ons vra en soek van Jesus, of is ons die een wat glo aan die een wat vir ons hierdie tekens, of die tasbare, ja, wat ook al dit is wat ons na smag gee, bied, Jesus of die brood. Nou lees ons in vers 27, waar Jesus juis hierdie skuif vir ons bring. Werk nie vir die voedsel wat vergaan nie, sê Jesus in vers 27, maar vir die voedsel wat bly tot in die ewige lewe. So dit beteken dat Jesus nie noodwendig, hy het nie gekom vir ons aardse nood nie, maar hy het hulle net die vorige dag gevoed, so Jesus is die een wat sorg vir ons behoeftes, ja, maar dit gaan weier as dit. Jesus wil nie ons moet slegs vaskyk, slegs daar stop nie. Wat beteken, in Johannes gaan hierdie is dat, dit gaan oor die een wat agter hierdie teken is, Jesus, en nou sê Jesus in vers 7, maar dit gaan oor die ewige lewe. Ons lees in Johannes 17 vers 3, lees ons hoe Jesus vir ons sê wat die ewige lewe is. Dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat u gestuur het. So glo ons nie brood, of Jesus wat die brood gee. As ons glo in Jesus, dan sê ons maar Jesus is die een wat die ewige lewe vir ons gee, nie net iets tasbaar duideliks nou nie, wat kan vergaan nie. Maar wat is die ewige lewe? Dat ons Jesus Christus sal ken wat God gestuur het, en God sal ken as die enigste ware God. So die ewige lewe is om God te ken, die Vader en sy Seun en Jesus wat gestuur is deur God. Nou as ons mooi kyk, besef ons maar is iets wat ons dan al reeds het. Nou vir die ewige lewe is nie iets wat ons eendag gaan kry as ons dalk goed genoeg is of lank genoeg glo of aanhou glo nie. Nee, die ewige lewe begin nou al reeds. Die moeilikheid is soek ons net die tydelike brood, maar dan gaan ons ewige lewe gekoppel aan iets wat kan vergaan, wat ons kan verloor, wat tydelik is.
Mense sê nee, glo in my, die een wat agter hierdie teken is. En die Vader wat my gestuur het en die ewige lewe is juist die my sal ken. En Jesus wat God kom ontbloot, verkeerde woord, kom wys, kom sigbaar, voelbaar, verstaanbaar het vir ons as die wêreld. En die verhouding kom herstel het tussen ons en God. Dit is die ewige lewe. Want Jesus het nie gekom om net vir ons goed te gee nie, staf te gee nie. Hy het gekom om homself vir ons te gee. En Jesus help ons dan nog 'n verdere skuif. Eerste skuif, glo ons in iets tasbaars, die brood, of glo ons in Jesus wat in die brood vir ons gee. As ons glo in Jesus, dan is hy die een wat vir ons die verhouding herstel tussen ons en God, en hy is die een wat vir ons die ewige lewe gee. Die ewige lewe is om God te ken. Maar dan sien ons ook die reaksie van die skare. Nadat Jesus dit vir hulle gesê het, lees ons in vers 28, wat moet ons doen om die werke van God te doen? So Jesus sê die realiteit vir hulle, en sê hulle, wat moet ons doen om hierdie werke te kry? Nou, lees mooi in die teks. Johannes is baie doelbewus, en ja, sy doel is baie intentioneel om in die meervoud te praat van werke. So die skare sê, geef ons 'n lys. Wat is dit wat ons doen? Gee 'n formule. Hoekom? Want as 'n formule is dit iets wat ons kan beheer. Dis iets wat ons kan trek om te sien hoe lyk ons progressie, hoe lyk ons progress. Dis hoekom ons so van hierdie vitality apps en al die goede, want ons wil kan sien hoe vorder ons en groei ons, is meetbaar, is tasbaar, is iets wat ons kan begryp pas te ware. En dit is hoe die skare ook reageer. Sê, kom, gee ons die lys, Jesus. Wat moet ons doen om hierdie werke van God te kry? Dan draai Jesus hierdie antwoord of die vraag eintlik heeltemal om. Dan antwoord Jesus en sê, dit is die werk van God. Dat julle glo in hom wat my gestuur het. So Jesus se antwoord is, moenie dink aan die werke en die lysie wat julle alles moet doen nie. Daar's net een werk. Glo in hom glo in my wat gestuur is deur God die Vader. Glo in Jesus. So Jesus sny hierdie lewe wat ons so kompleks maak om al hierdie added extras op te sit, kerf Jesus af en sê nee, kom ons kyk na wat is die kern. Wat is die essensiële deel hierso? Glo in die een wat Jesus, glo in Jesus, die een wat die Vader gestuur het. Glo in Jesus, glo in 'n persoon. Nou, dis die sleutel, geloof. Hier moet ons baie versigtig wees, want ons kan weer eens dieselfde probleem as die skare hê, en te sien maar geloof raak 'n lysie. Of geloof raak klomp kognitiewe feite wat ons moet op kan sê, en as iemand dit vir ons kan vra, moet ons dit kan antwoord uit die heup uit. Dan is dit geloof. Maar nee, in die Johannes Evangelie en in die Bybel is geloof nie feite nie. Geloof is iemand. Geloof is om te glo, om jou lewe te vertrou in die rigting van iemand, om jou lewe te vertrou in Jesus Christus se hande. Vers 29 sê, glo in hom wat my gestuur het. Dis nie feite nie. Dis om jouself oor te laat, om jouself, jou lewe toe te vertrou in Jesus Christus. Dit is die verskil om te sê, ek glo sekere feite, ek glo seker goed oor Jesus en God die Vader, en ek kan 'n geloofsbelijdenis opsê. Nee, geloof hier gaan oor, ek vertrou myself aan Jesus Christus toe. Dis wat in ons eie lewe tasbaar is in ons gesin. En dalk 'n verhaal wat julle mee kan resoneer. Ons dogtertjie, 2 jaar oud, sy is so 'n bietjie oor die 2. Sy is nou op daai wonderlike ouderdom van sy begin haar emosies leer, begryp, ervaar, bestuur. Sy ook self alles doen. Sy begin selfstandigheid kry, sy kan mooi begin praat, so sy kan verduidelik. Nou een van die mooiste uitdagende goed in ons lewe tans. As ons opstaan in die bed, sy slaap nog in 'n kot, dan staan sy op die rand van die kot. En dan spring sy en pappa moet haar vang. So aan die begin was dit net, sy gaan spring en pappa is daar en ek sê dis hoog, ek moet vang, anders gaan daar seer wees. Maar sy spring net met hierdie oorgawe, met hierdie vertroue van, pappa gaan my vang. Soms as ek my rug draai en ek sien nie, dan spring sy alreeds. Die avontuurlustige gees het. Dis my ietsie so mooi wat in Johannes 6 sê om te sê, ek vertrou as ek spring, dan weet ek, my pa gaan daar wees. Nou asseblief, hoor my mooi, dit beteken nie ons in die geloof moet onverskillig wees, net spring, en sê, Here, na die tyd red ons nie, nee, maar het gaan oor die vertroue. Dit gaan oor om jouself toe te vertrou aan die lewende Here, om te weet, ek is daar en ek wil 'n verhouding hê,
En ek weet, God het die beste intensies en bedoeling vir my, en ek vertrou my lewe aan hom toe. En in Johannes Evangelie, laaste deel van geloof, ons sien soms geloof as die einde. Ek glo net. As jy geglo het, val alles in plek. Miskien begin jy minder sondig doen, miskien raak jy beter, jy raak perfek. Miskien is dit ook die einde, dan moet ons maar net hierdie geloof behou tot die einde toe, en het ons dalk die ewige lewe. Miskien dink jy so, miskien nie. Maar geloof in Johannes Evangelie is baie meer as net gehoorsaamheid. Dit is ook net die einde nie. Dit is nie die einde nie. Ek sal eerder wil verwoord dat geloof in Johannes in die Evangelie gaan juis skop vir ons die begin. Om te glo is die begin van hierdie hele nuwe radikale godgerigte werklikheid van die ewige lewe. Van om 'n lewe te leef in vertroue met die lewende Here. Dis die begin daarvan. En geloof is die bron van hierdie veranderde lewe, want om te glo vertrou ek myself toe aan Jesus Christus. En God die Vader wat Jesus gestuur het. En om te glo en in hom te glo, persoon, verhouding te hê, beteken ek het nou deel van die ewige lewe. En dit is die begin van my getransformeerde, Godgegewe, Godgerigte lewe. Ek sluit af. Hierdie teks konfronteer ons om vir mekaar te vra, waarin glo jy? In wat glo jy eintlik? Ek dink die meerderheid van ons sit hier want ons glo, ons stap al 'n pad met die Here en ons wil groei in ons geloof, ons verhouding met die Here. So ons resoneer dalk soms in hierdie teks of dalk makliker in hierdie teks met die skare of met Petrus, wat ook hulle het Jesus beleef, ervaar, hulle vertrou hom as te ware en dan wil hulle pad met hom stap. Maar die skare, hulle is gelowiges en hulle glo, maar hulle glo in die brood. Hulle glo in die brood, hulle glo in die teken, hulle glo dat Jesus vir hulle gaan voorsien. Hulle glo om iets te kry daaruit. Maar die moeilikheid is hulle glo tot die brood ophou. Dan hou hulle op, glo, dan stop die verhouding. Maar Petrus is hierdie mooi kontras, 'n goeie voorbeeld vir ons. Vir ons naboots om te sê, geloof is vir Petrus en moet vir ons, sê die teks, vra die teks, in iets anders gewortel wees. Geloof moet gewortel wees in wie Jesus is, in 'n persoon, in die een wat vir ons liefhet, vir die een wat sy lewe vir ons opgeoffer het, die een wat die verhouding tussen ons en God kom herstel het. En om te glo in hom is om daai tree te maak, en te vertrou, en te sê, dit gaan nie my situasie beter maak nie, nee, of my probleem oplos nie, nee, maar dit verander wie ek is, en hoe ek is in die probleem, in die konteks, in die uitdaging waarin ek myself bevind. Want ek is nie alleen nie. Ek staan in 'n verhouding met die lewende Here en hy sal my nooit ooit alleen laat nie. So al is my omstandighede uitdagend en 'n groot uitdaging is 'n vertroue, geloofsverhouding met die Here, die feit dat Jesus saam met ons in daai uitdagende omstandighede is. En om te glo is om vas te hou aan wie Jesus is en om te vertrou dat Jesus ons verlosser is en ons glo in 'n persoon en daai persoon is die een wat ons verhouding met ons en God kom herstel het. So ek sluit af. Wat is die werk van God? Hoekom glo ons God? Hoekom soek ons Jesus? Hoekom glo ons? Om iets soos brood te kry? En vra jouself af, wat is die brood wat jy soek in jou lewe, metafories gesproke? Gaan jy ophou glo dat brood nie opdaag nie, brood nie gegee is nie? Of gaan jy begin twyfel in jou geloof en jou verhouding met die Here as die brood nie meer daar is nie? Miskien bid jy en jy soek al lankal die brood. Die Here vra ons vandag, glo in Jesus Christus, die een wat agter hierdie wonderteken sit. Want hy is die seun van God en glo in God die Vader, wat ons lief het, so lief het dat hy sy seun gestuur het, om vir ons te kom sterf het aan die kruis. Jesus wil hê ons moet in 'n verhouding staan met hom. Mag ons hierdie pad stap, 'n lewe stap wat ons lewe elke dag Godwaarts oriënteer. Dit gaan nie ons lewe uitsorteer, ons lewe perfek maak nie, maar ons staan in 'n verhouding met die lewende Here. En ons kan vashou aan die feit dat Jesus ons lief het. Kom ek bid vir ons. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om die woord te lees en te weet, U breek dit vir ons oop. U is 'n liefdevolle, genadige God wat ons lief het. Dankie daarvoor. Dankie dat U ons vrygespreek het. Dankie dat U vir ons aan die kruis gesterf het. Dankie dat U die verhouding kom herstel het.
Here, dat ons asseblief as gelowiges die skuif maak of beter vra om te sê ons glo, hoekom glo ons, waarin glo ons? Mag ons geloof wegbeweeg van brood af na Jesus toe, die een wat vir ons 'n verhouding kom herstel het tussen ons en ons Vader, U Vader, wat nou dit ons Vader maak. Laat ons in hierdie verhouding staan en laat ons in hierdie verhouding leef, om elke dag ons lewe Godwaarts te oriënteer, om ook so elke dag die ewige lewe te leef. Here, dis nie maklik nie, maar dis moontlik, is deur U Seun en ons Verlosser, deur Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis gesterf het. Ook so is dit so, dat U en Jesus Christus en God die Vader vir ons die Heilige Gees gegee het, U Gees gegee het, om ons by te staan en ons leiding te gee, wanneer ons dit juist nodig het. Dankie daarvoor. Vra dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig, die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.